Les 8 bring vir ons 'n nuuskierige idee. Wanneer my geestesdenke behep is met gedagtes uit die verlede, wanneer ek dink aan 'n verhouding met iemand, of ek dink aan hoe ek my besige dag gaan hanteer, of selfs aan wat se kleur ek die slaapkamer gaan verf, of waar ek dalk in die toekoms wil woon, dan is die uitnodiging van hierdie les dat al daardie gedagtes gevorm en gekondisioneer is deur die verlede, en daarom nie werklik is nie. In werklikheid sê die kursus, wanneer die geestesdenke behep is met gedagtes uit die verlede, dan is dit eintlik leeg. En hierdie leegheid, hierdie assosiëring met die verlede, blokkeer die waarheid. Die uitnodiging is om te begin verstaan en ervaar dat die geestesdenke iets anders is as net 'n stroom van gedagtes. Om nuuskierig te raak oor wat dit is wanneer dit nie gevul is met gedagtes nie. Wie is hierdie houer wat al hierdie gedagtes dra? Waar kom hulle vandaan? Wie of wat is dit wat hierdie gedagtes genereer? Die les vra ons nie eksplisiet om dit te beantwoord nie. Dit vra net dat ons moet begin opmerk en oop word vir die moontlikheid dat waarheid en die ware aard van ons geestesdenke heeltemal onafhanklik is van daardie gedagtes. In hierdie kursus is waarheid nie 'n konsep om te verstaan nie, dis 'n ervaring. Les 8 wys vir ons in daardie rigting, om oop te word vir die ervaring van waarheid. Nie as iets wat kom en gaan nie, maar as 'n lig wat nooit afgeskakel kan word nie. 'n Sagte, ewigdurende straling. Jy kan dit dalk bewussyn noem, en die mooi van die kursus is sy sagheid, sy gewilligheid om ons toe te laat om babatrekkies te neem. Les 8 is so 'n trekkie. Al wat jy hoef te doen, is om jou gedagtes op te merk. Maar onder daardie eenvoudige oefening lê 'n pragtige moontlikheid, die herontdekking van wie en wat jy is. 'n Kind van God, 'n skepping van lig. Nie as 'n konsep nie, maar as daardie innerlike wete, dit is wat ek in waarheid is. En dit is altyd vrede, dit is altyd vreugde, dit is altyd daardie selfkennis waarop die kursus ons wys. Dankie dat jy hier is. Onthou om die les te oefen. Vergewe, sien anders, leef in lig.